Here, as ons volgende hier by mekaar is dit koud daar buite, maar in die teenwoordigheid altyd die warmte van u liefde. Dankie vir 'n geleentheid soos die. Dankie dat ons u mag loof en prys, u die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Daar is 'n gedeelte wat 'n mens maar elke keer kan lees met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster. En die gedeelte tref jy aan in Handelinge 2, dis die gebeurtenis wat op daardie dag plaasgevind het. Nou, Pinksterfees was in daardie tyd genoem die fees van die weke of die fees van die oes. En is gewoonlik gevier 7 weke na die graanoes begin het. Teen daai tyd het jy jou eerste gerwe in jou hand gehad. En dan het jy Jerusalem toe gekom, het dankbaarheid daai gerwe vir die Here gebring en gesê dankie. Dankie vir die oes wat ek nog 'n jaar kan hê. En op hierdie dag, terwyl soveel mense van alle streke af in Jerusalem was, het daar iets gebeur. En ons lees daarvan Handelinge 2. Ons lees vers 1 en dan gaan ek daarmee saam lees ook 'n paar verse uit Genesis 11. Aanvanklik kan 'n mens dink hierdie twee geleenthede het niks met mekaar te doen nie. Dit het alles met mekaar te doen. Handelinge 2 in my Bybel op bladsy 139 en ek lees vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. En onverwags het daar in die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons Parthe en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte, en streke van Libië en die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Daarmee same, bekende gedeelte, Genesis 11. Ons lees weer eens van vers 1. Die hele aarde het net een taal gehad en dieselfde woorde. Met hulle trek na die ooste kom hulle toe af op 'n vallei in die land Sinar en gaan woon daar. Hulle het vir mekaar gesê, kom ons maak kleistene en bak dit hard. Die kleistene word toe hulle boustene en asfalt word hulle messelklei. Hulle sê toe, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring met sy bopunt in die hemel, sodat ons vir onsself namaak. Anders versprei ons oor die hele aarde. Maar die Here het afgedaal om na die stad en die toring te kyk,
wat die mensekinders bou. Die Here sê toe, kyk, dit is een volk en hulle almal het een taal en dit is maar die begin van wat hulle gaan doen. Nou sal niks van wat hulle beplan om te doen vir hulle onmoontlik wees nie. Kom laat ons afgaan en hulle taal daar verwar, dat nie een nie die ander se taal verstaan nie. Die Here het hulle daar vandaan oor die hele aarde versprei en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom word dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. Daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde versprei. Ek lees vandag net tot hier. Die voorreg om saam met julle stil te raak is volgende my. Kom ons bid saam. Miskien sê ek dit nie genoeg nie, Here. Maar my lewe is tyd in U hande. U bepaal alles. En as ek dit sê, is daar baie keer spyt en seer wat by my opkom vir die tyd wat verby is, waar ek soms geleef het, asof dit nie uit U hand het kom nie. Hoeveel dae wens ek om, Here? Hoeveel dae moet maar net verbygaan, sodat ek kan uitkom by 'n punt waarna ek uitsien, of iets kan gebeur, wat ek al lank aangeteken het, op my almanak. Hoeveel keer, Here, gaan 'n dag verby, en ek sê nie vir U een keer dankie, vir die voorreg om daarin te deel nie. Ons wil dit volgende doen. Ons wil vir U sê, Here, dankie vir die week wat verby is. Dankie dat U ons gelei het. Dankie dat U by ons was in moeilike tye. Dankie, Here, dat U ons gedra het, dikwels deur seer en ongemak. Dankie, Here, dat U vir ons hoop gegee het, waar ons soms kan vasval in ons omstandighede. Dankie, Here, dat U my ryklik geseën het met geliefdes om my. Met kinders wat na my opkyk, en ouers wat my met liefde omvang. Dankie, Here, dat ek ook na U toe kan kom, met die week wat voor my lê. Dalk lê die uitdaging in hierdie week. Dalk is daar 'n nuwe hoofstuk wat aanbreek, 'n nuwe horison, Here. Dalk voel ek so 'n bietjie klein in my vermoëns. Dalk is daar mense, Here, wat na my opkyk. Dalk moet ek die rolspeler wees om almal gelukkig te hou. Doen ek hierdie goed uit eie krag uit? Nee, Here. Dis U wat my toerus. En daarom vanmôre ook as ons 'n dag vier, waar U nie net onder ons kom woon het nie, maar in ons, dan kan ons nie genoeg dankie sê nie. U woon in my deur die Heilige Gees. U lei my deur die Heilige Gees. U is besig met my elke dag, en dit weet ek, en ek voel dit, en ek kan dit getuig, en ek ervaar dit. Help my om nie blind te wees daarvoor nie. Help my om na die stem te luister. Help my om voor enige keuse wat ek maak, of enige besluit wat ek moet neem, net eers weer stil te word voor U. Help my om te kan bid, laat U wil geskied, en dit te bedoel. Ons bid vanmôre vir mekaar. Ons bid vir 'n gesin en 'n familie, wat verlies ervaar het, en die stukke moet optel en aangaan. Ons bid vir geliefdes, wat uitgesien het na die geboorte van 'n babietjie, en dit het anders uitgedraai. Ons bid vir ons mense, naby wie ons leef. Ons bid vir ons mense wat ver is, na wie ons baie keer verlang.
Ons bid vir ons mense in Suid-Afrika, Here. Uit ons hart uit. Dankie dat U vir ons toerus met alles wat ons nodig het om goeie lewens te lei. Dankie vir 'n dak oor my kop, kos in my kas. Dankie Here dat ons môre kon opstaan. Weer eens met die vaste wete dat winter aangebreek het. En ons mense het niks daarmee te doen nie. Dankie dat ek na die sneeu kan kyk en weet, daar is 'n groter hand wat sorg. My tyd is ook tyd in U hand. Laat U wil geskied. Amen. Ons almal is gedurig besig met nuwe beginne. Nuwe fases in ons lewens, nuwe hoofstukke, nuwe boeke wat ons skryf, maak nie saak wat noem jy dit nie. Baie keer is 'n nuwe begin 'n goeie ding. Want jy kan dit wat agter jou lê so 'n bietjie wegberg. En ek dink die dag toe die ark op vaste grond loop vassteek, en Noag klim daar uit en hy gee sy eerste tree op 'n deurdrenkte, modderige, nat wêreld, was dit 'n nuwe begin. Die smetaarde het weggespoel. En van nou af is daar gedink, gaan dit heel anders wees. Die verhouding met God gaan anders wees. Hierdie is voorwaar 'n nuwe begin. Daar kom toe ook 'n opdrag vir Noag. Die van julle wat wil gaan lees, eintlik 2 goed wat vir hom gevra word. Jy en jou nageslag, vermenigvuldig, vermeerder, wees vrugbaar. Dis die eerste opdrag. Nie 'n moeilike een nie. En die tweede opdrag wat bietjie moeiliker is, as dit gebeur en die kinders is daar en die kinders is baie, vat pad tot in die uithoeke van die aarde. Gaan vul die aarde. Dit was die opdrag. Word meer, vermeerder en vat die pad. En dan lees jy, Noag het nog 350 jaar geleef na die sonvloed. En hy het 'n paar kinders gehad. Maar sy kinders het toe baie meer kinders en hulle kinders het nog baie meer kinders. Hulle kom toe die pad vat. En die aarde, soos wat op daai stadium bekend gestaan het, redelik gaan vul. Maar dan kom jy agter, dit gebeur toe nie heeltemal so nie. En jy kom dit agter wanneer jy met een van sy agterkleinkinders te doen kry. Die man se naam was Nimrod. Nou Nimrod se pa was Kus en Kus se pa was Gam. So 'n agterkleinkind van Noag, Nimrod. Lees jy Genesis 10 vers 8, kom jy agter hy kry, is die eerste ou wat die titel kry, Maghebber. Nimrod was die eerste mens in die Bybel wat genoem word Maghebber. En dis nooit 'n goeie kombinasie, mens en mag. Omdat as jy dit hoor, gaan die rooi ligte aan. Die mens doen nie goed met mag nie. Jy kan iemand ken wat 'n goeie mens is, goeie intensies, goeie hart, en die oomblik as daar 'n magsposisie kom, dan kom jy agter hierdie persoon het verander of is nie meer wat hy of sy was nie. Die mens en mag stap nie 'n mooi paadjie saam nie. En so was dit ook met hom. En ek weet nie of sy pa in 'n slegte baie was die dag toe hy hom 'n naam gegee het. Maar Nimrod beteken rebel, opstandige en wettelose. Rowwe kind. En vat nou hierdie naam en voeg Maghebber by. En jy kry met iemand te doen wat ons baie goed ook ken, daar waar ons vandaan kom, die mens en mag doen nie goed nie. Wetteloos, arrogant, opstandig. En daarom word hy beskryf, as jy Genesis 10 gaan lees, hy word beskryf as 'n jagter voor God.
Nou die oomblik as jy die woordjie voor in Hebreëus lees, dan beteken dit nie 'n jagter by God nie. 'n Jagter voor God is uitdagend. Hier staan ek en ek kan niks doen daar nie. Dis ook hoe die mense beskryf word voordat die sonvloed gekom het in Genesis 6 vers 11. Die aarde staan daar, was sleg deur en deur voor God. Dis so 'n bietjie uitdagend. Dis wanneer iemand met sy ken in die lig voor God kom staan en sê, en nou, en toe. So Nimrod word beskryf as die jagter voor God. Dis 'n bietjie voorkennis. En dan begin die gedeelte wat ons gelees het. Die aarde op daai stadium het met een taal gepraat. Met dieselfde woorde. Sê dit nie lekker gewees nie. Een taal. Met dieselfde woorde. Wat sê dit vir jou? Almal het almal altyd verstaan. Daar is geen aksent waarmee jy sukkel nie. Almal het almal verstaan en daar was orde gewees. En omdat almal vir almal verstaan het, kon hulle goed oor die weg kom. Maar terug by Nimrod. So kom jy agter die mannetjie maak naam. Hy is die uitskieter in die familie. Hy is die een oor wie almal praat. Hy is die ou met die roem wat hy by mekaar maak. Hy is die een wie se naam toe op lippe lê, want Nimrod gaan vooruit. Hy bou stede links en regs. Een van die stede se naam is Babel. Die ander een waarvan jy later in die Bybel lees is Ninive. Hy skiet regtig vooruit. Die hele familie praat oor hom. So van Babel gepraat. Dis hier waar Nimrod toe sê, ek het 'n goeie kop op my lyf. En tot op hierdie oomblik het mense, as hulle iets gebou het, 'n spul klippe op mekaar gestapel en klei tussenin gesit en gehoop die goed hou. Maar nou sê Nimrod, kom ons neem 2 besluite. Weereens 2 besluite. God se opdrag was 2 goed gewees, vermeerder en gevul die aarde, weereens 2 besluite. Kom ons bak stene. Kom ons vat die klei uit hierdie Sinar vlakte waar Babel nou is, goeie klei. En in plaas daarvan om die klippe met hierdie klei te messel en hoop dit hou, kom ons maak bakstene uit hierdie klei. En dan bak ons dit. Kom ons kyk wat gebeur. En hulle kom agter, hulle kan stene maak en bak. En die goed bly beter op mekaar as klippe wat onevenredig is. En hulle sê vir mekaar, maar kom ons vat nie net klei om hierdie stene op mekaar te sit nie. Kom ons gebruik asfalt. So mengsel van pik en teer. Daar het dit al. Uiteindelik word hierdie selfde woord gebruik in Exodus 2 vers 3. Dis die goed waarmee Moses se mandjie gesmeer was, om nie water in te laat nie. Dis dieselfde goed. Lyk my die goed by Nimrod gaan kry. Kom ons bou hierdie wonderlike stad met hierdie nuwe gebakte stene, met hierdie pik en teer wat hierdie goed by mekaar hou. Werk baie beter uit. Nou dat ons hierdie stad bou, kom ons bou 'n toring. Kom ons bou 'n wolkekrabber. Kom ons bou 'n toring wat tot aan die hemel strek. En daar het dit mense geglo, die hemel sit net agter die eerste wolk. Die wolke wat hier hang, die hemel is net agter dit. Kom ons bou hierdie toring in die wolke in. En dan gaan sê ons vir God hulle. Dan gaan meld ons aan. Dan kom ons op 'n plek uit waar God nooit gedink het hy ons gaan sien nie. Dan kom ons by 'n plek uit waar God gedink het nooit vir ons oë beskore was nie. Kan jy sien hoekom hierdie rebel uitdagend was? Eerste besluit, kom ons maak kleistene. En tweede besluit, kom ons gebruik hierdie kleistene om 'n toring te bou wat tot aan die hemel strek. En wil ek vir jou sê, as iemand begin bou en daar is huiskrane, raak ek baie keer opgewonde. Ek wonder altyd hoe hoog gaan hierdie gebou wees. Hoeveel verdiepings.
Gaan dit 'n paar verdiepings wees of gaan dit 'n wolkekrabber wees? En het jy al agtergekom die woord wolkekrabber of Afrikaans vir skyscraper? Dis 'n vreemde woord. Jy gaan krabber nou daarbo in die wolke rond. Jy gaan eindig op 'n plek waar jy nie gedink het jy gaan uitkom nie. Nou is hier 'n probleem. 'n Toring is nie 'n slegte idee nie. In daai tyd, as 'n stad 'n toring gehad het, kon iemand op die toring gestaan het en die plek verspied het en die vyande ver sien aankom het. Jou stad moes 'n toring hê. Maar die toring gaan nie oor veiligheid nie. Die toring is arrogansie. Die toringe laat mense dink die ondenkbare word nou ewe skielik 'n werklikheid. Ons het God nie meer nodig nie. Daar's nie grense nie. Dis nie God daar en ek hier en ek moet dit so hou nie. As die ondenkbare moontlik word, en kyk maar vandag, dis hoe ouens dink, as die ondenkbare moontlik word, wie het nog vir God nodig? Wie het nog vir God nodig? As ek hierdie gedeelte lees, dan glimlag ek altyd. Want die mense lees, hulle is besig met hierdie toring, dit gaan goed. En dan kom kyk God. Hy kom kyk soos wat hy in Eden kom kyk het, na wat die eerste twee mense kom aanvang het. En nou is hier altyd vir my 'n stukkie ironie en 'n stukkie spot. Hierdie ouens bou aan 'n toring wat wolke toe gaan, wolkekrabber, maar God moet steeds afkom om te kom kyk. Die hemel is te hoër as wat hulle gedink het. Dis die fyn spot. Dis 'n massiewe hoë toring, maar God moet steeds afkom om te kom kyk. En as God neerdal, sien hy wat hy sien. En hy besluit om 'n stokkie te steek vir hierdie hele ambisieuse projek. Wat doen hy? Dis nie vuur en swaal wat hy die plek mee vernietig nie. Dit word nog gewerf vir Sodom en Gomorra. Hy doen nie 'n eenvoudige ding. Hy verongeluk hulle begrip vir mekaar. Dit is nie om dowe neter dat die gedeelte begin, die wêreld het net een taal gepraat met dieselfde woorde nie. Wat doen hy? Hy vat daai een taal en hy verongeluk hulle begrip. Ewe skielik as jy jou mond oopmaak, kom daar geluide uit wat jy nie verstaan nie, maar die ou langs jou ook nie verstaan nie. Ewe skielik doen Babel sy naam gestand, want Babel beteken verwarring. Ewe skielik word dit 'n massiewe verwarring. Dink net, jy is 20 jaar met iemand getroud, ewe skielik weet jy nie wat hulle sê nie. Dit is al moeilik soms om dieselfde taal te praat en getroud te wees, is dit nie? Dink jy nou net in, na 20 jaar se huwelik, jou maat maak sy of haar mond oop en jy het nie idee nie, en jy wil jou mond oopmaak om terug te praat, en jy het nie idee wat jy sê nie. Jy werk saam met iemand skouer aan skouer hierdie hoë toring, en ewe skielik vra jy met die volgende steen, en hy sê vir jou iets, en jy vererg jou dadelik, daar's woede, daar's frustrasie, daar's ergernis. Miskien wou hulle nog hoër gaan, maar hulle kan nie. En die frustrasie is so groot, dat hulle pad vat. Voel ons partykeer, jy gaan iemand vermoor, as jy nou die pad vat nie, dan gaan daar 'n lelike konsekwensies wees, en nou kan jy jouself nie eers verstaan nie. So jy vat maar die pad, en uiteindelik gebeur wat God aan die begin gesê het. Hulle vat die pad, en hulle vul die aarde, wat hulle aanvanklik nie wou doen nie. Maar dit was vir hulle lekker om op 'n bondel te bly, en aan 'n toring te bou, wat vir God gaan hulle sien.
Uiteindelik word hierdie toring half gebou, die simbool van ongehoorsaamheid, die simbool van nederlaag, die simbool van opstand. En nou wil ek vir jy sê, God is hulle baie genadig met hierdie Bybelse verwarring, want hy stuur toe nie meer water om alles te vernietig nie, hy is nie meer van vooraf 'n vloed soos met Noag nie. Maar uiteindelik doen hulle wat hulle aanvanklik moes gaan doen. Hulle is so klaar met hierdie projek, dat hulle pad vat. Dat hulle iewester anders nie wil begin, waar hulle niemand anders tussen vreemde tale hoef te hoor nie. Dis wat gebeur, wanneer 'n mens se arrogansie, en jou selfgesentreerdheid, en jou opstand met God, 'n fatale mens sal word. Nou kom ons vanmôre by Handelinge 2. Nie 'n toneel in Babel nie, 'n toneel in Jerusalem, duisende jare later. Handelinge 2 begin ook met 'n fees. Die boere kom van heide en verre met die eerste koringgerwe. Hulle kom om vir God dankie te sê, hulle kom om vir die Here 'n geskenk te bring. Nou hoe die Shavuot gewoonlik gewerk het, die fees van die oes. As jy klaar jou gerwe gebring het, en jy het klaar fees gevier, dan gaan jy terug, dan begin die oes eintlik eers. Jy bring eers vir die Here die eerstelinge van die oes, en dan gaan jy terug, want jou oes is nog op die land. Die hele Jerusalem is vol landbouers wat hulle koringgerwe bring. En dan kom jy agter, terwyl die stad aan die gang is daar 'n paar mense wat in 'n vertrek by mekaar kom. Hulle word genoem hulle. As jy die voorafgaande hoofstuk lees, dan kom jy agter, hulle was die mense wat agtergebly het toe die Here opgevaar het, die paar disippels. En later kom jy agter, daar het van die vroue by hulle gekom, onder andere Jesus se ma en al die vroue wat altyd saam met haar was, en later kom jy agter, sy broers het ook by hulle aangesluit. So hierdie hulle in daai vertrek was 'n hele paar mense. En dan gebeur daar iets met hulle. As iewes skielik iets soos 'n stormwind, wat die hele vertrek vul. En iets soos 4 tonge, wat verdeel, en op elkeen se kop kom. En saam met die geluid, wat die hele vertrek vul, en die 4 tonge wat verdeel, ewe skielik vreemde tale. Ewe skielik as jy jou mond oopmaak, kom die taal nie uit wat jy gewoonlik praat. Jy's 'n spul Galileërs by mekaar. En 'n mens sou kon dink as jy op 'n afstand staan en jy hou die betal jy dop en jy hoor die gemors, dis 'n Babelse verwarring, want dit lyk soos Genesis 11. 'n Paar goed gebeur weer. God kom van bo af. Dit wat met hulle gebeur, kom van buite af. En ewe skielik, as hierdie mense met mekaar praat, kan hulle mekaar nie verstaan nie. En staan jy buite en jy hoor hy gebrabbel binne-in, want almal praat te gelyk en hulle hoop dit hou op, maar dit hou nie op nie. Dan kan jy dink 9 uur die oggend die soetwyn het geloop. En dis ook wat mense sê. Dis 'n gebrabbel daar binne. Dis Genesis 11 van vooraf. Maar dan staan jy nader. Want hierdie gebrabbel kom trek jou nader, want jy wil weet wat gaan aan. En dan staan jy nader en ewe skielik kom jy agter. Verder verwyder van Genesis 11. Kan hierdie oomblik nie wees nie. O ja, dis soos Babel, God gryp in, God kom van bo af. En in beide gevalle is dit mense wat ewe skielik nog een taal kan praat, wat skielik 'n klomp tale praat en mekaar waarskynlik nie verstaan nie.
Maar by Babel laat hy die mense uitmekaar spat. Hier trek daai oomblik mense toe nader. Want hulle wil weet wat gaan aan in daai vertrek. By Babel saai dit verwarring. Hier bring dit verbasing. Want toe die mense nader staan, toe kom hulle agter, dis nie brabbeltaal nie. Die ouens wat in Elam bly, kom agter, maar hoor hierdie ouens praat met taal. Die ouens wat van Media afkom, sê, hierdie ouens praat met taal. Die vrou van Kappadosie sê, ek hoor my taal, ek het nog nooit hier gehoor nie. Die spul uit Asië sê, dis ons taal daai. Die spul uit Rome uit sê, hier hoor ek my eie taal. Die spul uit Egypte, Libië, Kreta. Die Arabiere sê, kan jy dit glo, ek het nog nooit my taal gehoor in Jerusalem nie, en hier is dit nou. Die oomblik toe hulle nader staan, toe kom hulle agter, dis nie brabbeltaal nie. Ons almal verstaan. Wie het nou ooit gedink, ek gaan my taal in Jerusalem hoor. En dan kom jy agter daai taal, al die verskillende tale daai dag, het dieselfde boodskap. Praat oor God. Die wonderlike werke van God. En dis ons wat die Here beloof het, net voordat hy opgevang het. Handelinge 1, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Op hierdie dag gebeur presies dieselfde as in Babel. Op hierdie dag gebeur presies die teenoorgestelde as in Babel. In plaas van verwarring, absolute verbasing. Die ouens in hierdie stad staan nog met hulle gerfies, 'n geskenk vir God, en gee God vir hulle 'n gawe wat hulle hele lewe gaan verander. En stil kry is min, die oomblik toe hierdie ouens begin praat, toe verdwyn alle vrees. Die spul mense wat weggekruip het, nadat die Here opgestaan het, daai vrees verdwyn. Stil kry is min. En hulle word getuies van die oomblik wat alles verander het. Die oordeel van Babel word 'n seën in Jerusalem. God se koninkryk kom word duidelik in 'n wêreld toe ons klouterhande te kort is om by hom uit te kom. Soos met Babel, laat God ook die dag sy plan seëvier. En hierdie Heilige Gees kom, en daar is mense toe en sê vir elke mens, jy gaan my krag, en my sorg, en my leiding, en my rigting nodig hê. God kom vertel sy storie, deur gewone mense se monde. Uiteindelik, toe hierdie mense daai dag in Jerusalem terug gaan huis toe, tot by die uithoeke van die aarde, is daar 'n boodskap in hulle harte vasgeknoop, in hulle eie taal. Ongelukkig, en dis waarmee ek vandag afsluit, verstaan baie mense dikwels Pinkster verkeerd. Soveel mense maak van Pinkster 'n sirkus. Soveel mense hanteer die Heilige Gees asof daar 'n brabbeltaal gegee word wat niemand anders verstaan nie. Die tale wat hy daai dag gebring het,
was almal verstaanbare tale. Want die boodskap moet gaan. Die Heilige Gees hoef jou nie om te stamp om sy krag te toon nie. Die Heilige Gees hoef jou nie 'n brabbeltaal te gee om sy boodskap te verkondig nie. Baie mense verwar Handelinge 2 met Genesis 11. Uiteindelik het die Heilige Gees ons geleer om ook saam met ons eie tale 'n nuwe taal te praat. God se taal. Galasiërs vertel vir ons hoe dit klink. Hierdie taal bestaan uit liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid, geduld, goedhartigheid. Hierdie taal bestaan uit getrouheid, nederigheid, selfrespek. Dankie vir die voorreg om hierdie taal te mag praat. Amen. Kom Heilige Gees, kom gebruik my. Gebruik my waar U my nodig het. Gebruik my op plekke wat ek self nie sou kies nie. Gebruik my in omstandighede, Here, soos wat U dit wil doen. Amen. Van die seën van die Here en elkeen van die gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen bly en wees. Amen.